Alright, welkom by episode 3 van die In Alle Erns onderhoudreeks en hierdie episode het ek vir Ernst Roots van AfriForum hier so 'n bietjie te praat oor die verlenging van die staat van inperking, maar ook sommer wat ons gedurende so 'n tyd kan doen as 'n individu of iemand wat hulle gemeenskap wil help of net produktief gedurende hierdie tyd wil wees. Hoe kan jy jou tyd die beste benut? Welkom Ernst. Baie dankie, lekker om te gesels. Alright, so een groot vraag wat ek nou al op sosiale media gesien het en ek dink dit is die groot onderwerp wat meeste mense oor praat, is spesifiek hierdie verlenging van die staat van inperking. Nou, eerstens, miskien as 'n AfriForum verteenwoordiger, wat is AfriForum se standpunt spesifiek rondom hierdie, nie net die staat van inperking nie, maar ook die verlenging daarvan? Wel, ek dink die belangrike ding, eerstens om 'n standpunt in te neem oor die bestryding van corona en die staat van inperking is baie moeilik, want 'n mens, veral as mense op sosiale media kyk, lyk dit of 'n mens 'n keuse het tussen twee eendimensionele standpunte. Jy kan of sê, red die ekonomie, daar moet geen ingryping wees om die verspreiding van die virus te keer nie, of dit kan wees, daar moet 'n totale afsluiting wees en die ekonomie is nou maar, soos hulle in Engels sê, collateral damage. En ons standpunt is dat mens met 'n balans tussen die twee handhaaf. Ons beskou die coronavirus as iets wat inderdaad ernstig is en iets wat inderdaad beveg moet word, hoewel daar verskillende menings is oor die omvang daarvan en so. Mens kan daaroor nog gesels. Ons beskou dit as iets wat wel ernstig is en ons standpunt is in die eerste plek, daar moet stappe geneem word om die verspreiding van die virus te beperk, veral omdat daar nog nie inenting daarvoor is nie. Maar daarmee saam, dit gaan nie bloot daaroor om te sê die ekonomie moet gered word nie. Die probleem daarmee om dit te sê is dat die woord ekonomie is 'n baie abstrakte konsep. Dit gaan nie bloot daaroor om te sê ons moet al hierdie mense se welvaart nou beskerm nie. Dit gaan daaroor dat mense moet nog steeds die vermoë hê om kos op die tafel te sit, om vir hulle gesinne te sorg. En as die reaksie op die virus van so 'n aard is dat dit nie meer vir mense moontlik gaan wees na hierdie inperking om kos op die tafel te sit nie, met ander woorde hulle is afgelê of hulle besighede moet sluit ensovoorts, dan het ons bloot een krisis met 'n ander krisis vervang. So ons standpunt is, daar moet 'n gesonde balans wees tussen die twee. Die virus moet bestry word, maar ons wil binne die solidariteit beweging is ons standpunt dat ons wil gesonde werk bevorder. Met ander woorde, mense wat gesond is, veral jonger mense wat by magte is om te kan werk, moenie deur die wet verbied word om te kan werk nie, veral as 'n besigheid maatreëls kan tref om seker te maak dat mense in afsondering kan werk of op 'n veilige manier kan werk. So die antwoord is, nadat ek nou 'n lang draai gevat het, die kort antwoord is, die verspreiding van die virus moet beperk word, dan moet maatreëls in plek wees, maar gesonde werk moet nog steeds toegelaat en selfs aangemoedig word. En dit is iets wat nie op die oomblik gebeur nie, en dit is iets waaroor ons bekommerd is. Ja, nee, dit maak vir my 100% sin, want wat is die punt van 'n inperking as die gevolge van jou inperking eintlik erger is as die virus self? Maar terselfdertyd kan ons ook nie 'n laissez-faire benadering vat waar ons net alles absoluut net los tot die magte van die natuur nie. Ek glo self daar moet een of ander beperking wees, maar wat die natuur van daai beperking is natuurlik wat die hele debat eintlik rondom hierdie is. Maar miskien ook iets wat ek sien baie mense ook nogal debatteer oor en eintlik baie navrae in my rigting stuur. Wat gaan AfriForum se groot prioriteite wees na hierdie krisis of na hierdie pandemie? Wat gaan die basiese velde van fokus wees wat AfriForum heel eerstens gaan prioritiseer as hierdie Grendelstaat of hierdie staat van inperking nou verby is en as ons nou eintlik eers oor die hobbel is van die siekte self? Wel, ek dink ek het 'n artikel geskryf wat op Marula Media gepubliseer is. Hy gaan binnekort, ek dink teen die tyd wat hierdie onderhoud gepubliseer is, gaan hy waarskynlik in Engels ook op Politics Web alreeds wees. Oor hoe, met so 'n bietjie van 'n bespiegeling oor hoe die wêreld gaan verander, waarskynlik gaan verander as gevolg van hierdie krisis. En as die wêreld verander en Suid-Afrika verander en die prioriteite van die regering verander, beteken dit noodwendig dat AfriForum ook gaan moet aanpas. En nie net AfriForum nie, ek dink enige organisasie gaan moet aanpas. So wat in die eerste plek ek aanvaar 'n groot prioriteit gaan wees is om die ekonomie weer te stimuleer. Nou AfriForum is nie 'n vakbond nie en AfriForum is ook nie 'n werkgewersorganisasie of 'n sakeorganisasie, 'n sakehuis of iets van die aard nie. Maar ons is 'n burgerregte organisasie en ons het meer as 200,000 lede wat 'n direkte belang daarbey het. So dit gaan 'n groot prioriteit wees vir AfriForum om in die eerste plek praktiese goed voor te lê oor wat gedoen behoort te word om ekonomiese groei te stimuleer.
maar daarmee saam ook praktiese goed voor te lê aan ons lede en aan die gemeenskap met praktiese goed wat hulle kan doen om kontant vloei, om geld weer te laat wissel in hulle gemeenskap. Ons gaan almal, of ten minste die oorgrote meerderheid van ons gaan na afloop van hierdie inperking 'n bietjie armer wees, party gaan baie armer wees. En dit gaan 'n groot prioriteit moet wees om deur hierdie duik te kom. Maar ek dink ons is nie, ek persoonlik, maar AfriForum eintlik is nie verskriklik sinies oor die situasie nie, bloot omdat ons weet 'n mens kan baie depressief raak as jy kyk na wat tans besig is om te gebeur. Maar as 'n mens so 'n bietjie 'n tree teruggee en 'n mens besef dat die wêreld, die geskiedenis loop in sulke siklusse. Daar was die groot depressie gewees van die 1930s, daar was die finansiële krisis van 2008. Daar was al verskeie peste en verskeie virusse gewees in die wêreld wat 'n groot impak op die wêreld gehad het. So hierdie is bloot dit is 'n gegewe dat so iets in ons lewenstyd sal gebeur en waarskynlik weer gaan gebeur oor 'n ruk. So ons moet nie te vasgevang raak en depressief raak oor die hier en die nou nie en net besef dit is hoe die lewe is. Ons moet net seker maak dat ons die regte goed nou doen sodat ons so min as moontlik skade ly as gevolg hiervan en die skade wat ons potensieel kan ly soveel as moontlik beperk. Ja, en ek dink ons as Afrikaners verstaan dit beter amper as enigiemand anders, die feit van eintlik as 'n kultuur wat gevorm is deur krisis na krisis na krisis. En ek dink dis kan inspirasie daai neem. Ek het hieroor gepraat met my gesprek met Dirk Herman die vorige episode van my onderhoudreeks presies oor daai half hierdie eysterpot van krisisse waarin 'n kultuur eintlik getoets word. En as jy aan die ander kant, jy kan of swakker aan die ander kant uitkom of jy kan sterker aan die ander kant uitkom. So ek dink as 'n groep, as 'n volk, as 'n kultuur, moet jou prioriteit ook grootliks as deel van die groter prentjie wees om te kyk hoe kan ek bydra dat ons aan die ander kant sterker uitkom eerder as swakker of enigstens vernietig of op enige ander manier geknak of geknou. Ja, absoluut. En in 'n ideale wêreld wil 'n mens nie sulke goed moet gebeur nie. En as ek sê ons moet aanvaar dat sulke goed gebeur, beteken dit nie ons moet 'n laissez-faire houding hê en ons moet bloot net terugstaan dat die virus nou maar doen wat hy wil doen of laat die regering nou maar doen wat hy wil doen nie. Daar waar 'n mens goed kan doen of waar daar byvoorbeeld stappe geneem kan word om die verspreiding van die virus te beperk, moet mense doen. Maar daarmee saam ook as die regering stappe neem wat onverantwoordelik is, dan moet ons daarop reageer. En ons moet stampe daaroor neem. Ek dink ook nadat hierdie inperking verby is daar in 'n manier 'n geleentheid vir ons. Dis een van die punte wat ek in my artikel gemaak het op Marula Media ook, is dat daar gaan meer druk op die regering wees as nog ooit tevore om ekonomiese hervorming toe te pas. Met ander woorde, om nie te kyk na hoe die ekonomie, noem dit nou maar, gestruktureer word, nie dat die regering die ekonomie moet struktureer nie, maar hulle dink hulle moet. Maar daarmee saam, die ANC gaan nog steeds die ANC wees. Hulle gaan nog steeds die nasionale demokratiese revolusie dryf, hulle gaan nog steeds 'n ideologie hê van sentralisering van mag ensovoorts. So hulle instink gaan wees om aan te hou om meer mag in die staat te vestig. Maar en as ons as burgerlike samelewing nie daai rol speel om die nodige druk toe te pas nie, dan gaan hulle dit verseker doen. Maar soos ek sê, ons gaan in 'n sterker posisie wees as wat ons nog ooit vroeër was om druk toe te pas dat die nodige maatreëls in plek gesit word om die ekonomie te stimuleer. En dit sluit in goed soos dat belasting moet gesny word, staatsuitgawes moet gesny word, hierdie tipe goed. So wat ons ook gedoen het, is ons het vir Dawie Rood, die ekonoom, gevra om vir ons 'n stuk te skryf. Hy's besig daarmee, wat ons so teen die einde van hierdie inperking sal publiseer, met praktiese goed. Van eerstens, wat behoort die regering te doen, en wat behoort die regering nie te doen nie, maar dan ook, wat kan die gemeenskap doen, om homself op te hef na hierdie krisis. En nou gepraat van reageer op die krisis, ek bedoel net uit my persoonlike ondervindinge, as ek kyk nou die solidariteitbeweging as 'n geheel, en AfriForum op 'n meer gekonsentreerde vlak, gereageer het op julle krisis, dink ek, en ek dink dit staaf my opmerking wat hierdie week gemaak het van, ek dink jy sal sukkel om 'n organisasie te kry wat eintlik so vinnig kan aanpas by 'n krisis soos Solidariteit of AfriForum. Ek dink dit is in ons DNA om dit te doen. Maar op daai noot, net wat was jou ondervinding van, as ook iemand wat werk aan die groter, as deel van die groter beweging en wat werk vir AfriForum en deel is daarvan. Wat is jou ondervinding sover van die reaksietyd en hoe lank dit geneem het om te reageer en aan te pas by die krisis en wat jy al gesien het in terme van aanpassing?
Wel, ek dink en jy's absoluut reg oor die solidariteit beweging se vermoë om aan te pas by veranderende omstandighede. En om die waarheid te sê, ons het bepaalde besluite geneem eerstens oor hoe ons gaan funksioneer as organisasie nog voordat die regering 'n inperking afgekondig het. Ons het reeds gesê ons gaan ons personeel aanmoedig om van die huis af te werk. Die meeste van die mense kan dit relatief maklik doen en die wat dit nie kan doen nie, kan 'n mens goed in plek sit om dit vir hulle moontlik te maak. So ons was al in 'n noem dit nou maar 'n staat van afperking voordat die regering gesê het 'n mens moet dit doen. Dit in die eerste plek, maar in die tweede plek dink 'n mens pas baie vinnig aan. Ons het baie vinnig aangepas wat tegnologie en geleenthede gebruik om meer doeltreffend te funksioneer as mens weg van mekaar af is. Maar ook daarmee saam, dis die lekker ding van om by 'n plek soos AfriForum te werk wat so dinamies is baie van die goed het net eenvoudig outomaties in plek geval. Dit was daar's 'n klomp subafdelings en verskillende fokusareas, daar's 'n groep wat werk aan die veiligheidskomponent natuurlik, daar's 'n groep mense wat werk aan die gemeenskapskomponent, die takke wat in plaaslike gemeenskappe bystand bied en mense help. Daar's 'n groep wat werk op wat is AfriForum se standpunt op wat is die praktiese goed wat nou gedoen moet word, wat is ons regte, die reaksie op die regering se poging om op 'n rassegrondslag te diskrimineer waar hulle verligting bied. Al die goed het net eenvoudig in plek geval. En ek dink dit is die lekker ding. En ek dink dit is wat AfriForum so 'n sterk organisasie maak. En so 'n doeltreffende organisasie maak, is die feit dat dit so 'n dinamiese plek is, waar mense met 'n sin waar mense roepingsgedrewe is. En hulle is nie net roepingsgedrewe nie, maar hulle werk ook met 'n sin vir dringendheid. So jy hoef nie 4 onder iemand te maak en vir hom te sê oor nou moet jy opstaan en iets doen nie. As jy die persoon bel om te sê oor ek het 'n idee vir iets wat jy kan doen, dan sê die persoon vir jou oor ek het dit lag gedoen. So dit is baie lekker. Dit bevestig eintlik net weer vir my dat ek by die regte organisasie is. Nou, baie mense sit nou vandag, die gewone persoon sit vandag by die huis. Nou, miskien te mense rondom hulle, miskien is hulle heeltemal op hulle eie, maar miskien net meer op 'n persoonlike vlak, op meer 'n ligte onderwerp. Wat sal jou voorstel wees vir die gewone persoon gedurende hierdie tyd van inperking om hulle tyd goed te benut? En tweedens, wat doen jy sover om jou tyd net goed te benut gedurende hierdie tyd? Wel, die eerste en ek dink die belangrikste ding is mense moet aanhou werk as dit vir hulle moontlik is om dit te doen. Daar's baie tipes besighede wat nie kan funksioneer op die oomblik nie, soos as jy 'n restaurantbedryf of 'n kroeg of iets van die aard. Maar daar is ook baie tipe werke wat mense nog steeds van die huis af kan doen. En as dit vir jou enigstens moontlik is om dit te doen, al beteken dit dat jy slegs 'n beperkte deel van jou werk kan doen dit, hou aan om jou besigheid uit te bou. Soos ek sê, al is dit in 'n beperkte mate, maar dit is belangrik dat mense nie stagneer nie, want dit is veral mense wat nie nou in hierdie tyd werk nie, of dalk omdat hulle nie kan nie, of dalk omdat hulle nou net nie daaraan dink om dit te doen nie, is veral mense wat gaan swaar kry wanneer hierdie inperking verby is. So dit in die eerste plek, maar buiten om te werk, is dit, hoop ek, maar meeste mense het een of ander vorm van 'n stokperdjie. Ek dink die verkeerdste ding wat 'n mens kan doen, en ek self trap bietjie in daai struik, is om te veel tyd op sosiale media te spandeer. En ek dink mense wat heeldag op Facebook en op Twitter en op YouTube is, en wat heeldag Netflix kyk en in hulle slaapklere rondloop, ek dink dis die mense wat die meeste moedeloos en depressief gaan raak. So bly besig met iets produktiefs. Ek het om een of ander rede het ek die laaste tyd verskriklik min geslaap en ek kan nie besluit of dit 'n goeie of 'n slegte ding is nie. So ek staan so rondom 5:00 in die oggend op, nie omdat ek my wekker stel nie, maar net omdat ek dan wakker word. Ek het 'n klomp boeke ingepak. Ek werk aan my doktorsgraad. Ek het hom die laaste jaar baie afgeskeep. So buiten die werk wat ek natuurlik vir AfriForum doen, wat maar nog steeds 'n 8 tot 5 werk is. Werk ek aan my studies. Ek lees verskriklik baie. Ek het nou al so 4 boeke klaar gelees vandat hierdie inperking begin het. En dan daarmee saam, behalwe nou natuurlik tyd met die gesin spandeer, is ek natuurlik 'n amateur musiekant ook. So ek is nie by die huis nie, ek is by my ouers. Ek en my gesin, hulle dis net meer gerieflik vir ons, die plek wat hulle het. So ek het my gitaar en my versterker ingepak en ek sit hier en speel gitaar en skryf so 'n bietjie musiek vir my ons noem dit mos 'n bleeksiel swaar metaal orkes. So
ons skryf musiek vir Soms van die Wolf en dit was eintlik jou voorstel dink ek dat ons met 'n liedjie skryf met die naam Grendelstaat. Ja. En hy is eintlik al baie goed gevorder. So wat ons hoop om te doen is ons skryf hom nou maar so oor die internet. Ons is natuurlik nie bymekaar nie, die 4 van ons wat in die groep is. So wat ons doen is ons skryf hom nou maar so oor die internet, stuur vir mekaar videoetjies en sit die lirieke bymekaar. En waarskynlik, wel ons plan is wanneer hierdie inperking verby is, wil ons so gou as moontlik in 'n ateljee inkom en hom vinnig opneem en kyk of ons hom oor 'n paar weke kan bekendstel. Nee, uitstekend. Ek dink regtig die gewone persoon wat in hierdie situasie is, ek dink die beste raad wat ek ook self vir so 'n persoon kan gee is kyk of jy jouself op een of ander manier kan verbeter gedurende hierdie tyd. Maak nie saak wat die skaal van daai verbetering is nie. Probeer eintlik maar net 'n meer vaardige of 'n beter persoon aan die ander kant uitkom. En nou as jy kyk na die situasie waarin ons tans is, wat dink jy is apart van AfriForum, wat dink jy is 'n belangrike boodskap wat nou meer as ooit eintlik aan mense gegee moet word? Wat is die natuur van daai boodskap wat jy dink die gewone persoon moet hoor gedurende hierdie tyd om regtig vir hulle te motiveer of om vir hulle hoop te gee? Wel, mense moet dit is maklik om vir mense te sê wees hoopvol, maar ek dink in die eerste plek moet mense moet die groter prentjie sien en besef dat hierdie tipe goed gebeur. Dit het gebeur met ons voorouers, met die geslag voor ons, die geslag voor hulle en die geslag voor hulle. Sulke tipe goed gebeur en 'n mens moet dit aanvaar en daarbey aanpas. Daar so gesê, dis skrik en skrik klaar. So as jy nou geskrik het, as jy skrik vir die virus, skrik en skrik klaar en gaan aan met jou werk. Of gaan aan met wat jy veronderstel is om te doen. Maar daarmee saam, ons moet hoopvol wees, maar ons moet realisties hoopvol wees. Daar's 'n belangrike verskil tussen om realisties hoopvol en naïef hoopvol te wees. En om naïef ek dink dit is naïef in die eerste plek om te probeer maak asof hierdie virus nie werklike bedreiging is nie. Ek dink ook dit is naïef om te probeer maak asof om net te aanvaar dat wat ook al die regering doen is die regte ding omdat hulle die Engelse term is decisive action of omdat die regering daadwerklike of streng optrede het, beteken dit dis vanselfsprekend die regte ding. 'n Mens moet nie naïef wees en dit dink nie. En 'n mens moet nie naïef wees om vasgevang te raak in een van hierdie twee die Engelse term is 'n false dichotomy. Hierdie een van hierdie twee teenpool argumente. Die een argument is ons moet of die virus beveg en die ekonomie vernietig of ons moet die ekonomie beskerm en niks aan die virus doen nie. Dit is 'n false dichotomy. Ja, en mense net eenvoudig laat doodgaan nie. Dis nie 'n keuse tussen daardie twee opsies nie. Ons moet die virus beveg en in die proses moet ons gesonde werk nog steeds aanmoedig sodat mense nog steeds in staat is. Dit gaan nie oor die ekonomie nie. Die ekonomie soos ek sê is 'n abstrakte term. As jy praat van die ekonomie dan dink mense aan mense se welvaart en aandele en die JSE en die tipe goed. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat mense moet nog steeds 'n inkomste hê, mense moet nog steeds die vermoë hê om aan die einde van die maand 'n inkomste te kry sodat hulle elke dag vir hulle gesinne en vir hulle kinders kos op die tafel kan sit. Dit is ononderhandelbaar. Ons kan nie die virus beveg op 'n manier dat mense nie meer brood kan bekostig nie. Ja. En dan ons het nou al klaar dit gedek hoe die individu regtig gedurende hierdie tyd sy tyd tot die beste van sy vermoë kan toepas of gebruik. Maar my finale vraag op daai tema is maar net hoe kan die gewone persoon wat se klein goed kan die gewone persoon doen om ook terug te gee aan sy gemeenskap in die groter prentjie? Wat is die baie basiese goed wat die gewone persoon kan doen en nog steeds 'n groot verskil in sy gemeenskap kan maak? Daar's 'n paar goed. In die eerste plek moet 'n mens deel wees van 'n organisasie, deel wees van 'n groter groep. 'n Mens as individu gaan nie veel kan doen om hierdie krisis te hanteer nie en met die krisis bedoel ek die virus, maar daarmee saam ook die skade aan inkomste en die tipe goed. So jy moet inskakel by 'n groep en by 'n gemeenskap. Dis die eerste en die belangrikste ding. Daarmee saam moet 'n mens in hierdie tydperk seker maak dat jy verstandelik gesond bly en fisies gesond bly wat vanselfsprekend is. Bedoelende hou jouself besig met sinvolle goed. Eerder as om bloot net die hele tyd stories op Netflix of so te kyk. Maar dan daarmee saam ook, ons gaan in 'n tyd van ekonomiese druk in. Ek dink daar's 'n kombinasie tussen spaar en spandeer. Nou wil ek nie dit wat ekonome vir ons gaan skryf vooruit hardloop nie, maar ek dink in die eerste plek moet mense dis nie nou die tyd om geld te spandeer op bederflike goed of onnodige luksede nie.
Ek dink is belangrik. Ons gaan nou in 'n tyd in waar dit weer belangrik raak vir mense om te spaar, maar ook om te spandeer. Maar wanneer jy spandeer, moet jy spandeer binne in jou gemeenskap en jy moet geld spandeer op sinvolle goed, want 'n mens wil ook hê dat geld weer begin sirkuleer. En dit is eintlik die manier hoe mense ekonomie bou. So dis 'n balans tussen spaar daar waar jy moet spaar en spandeer daar waar jy moet spandeer. Nee, dit klink vir my heel sinvol. En dan wil ek net sê baie dankie dat jy tyd uit jou dag uit of uit jou aand uit gevat het om hier met my te kom gesels. En dan net miskien 'n laaste ding, wat is in jou slotboodskap aan die luisteraars wat regtig wel miskien of hulle bekommerd is oor hierdie situasie waarin ons is, of eintlik mense wat net jou perspektief daaroor soek. Wat sal jou slotboodskap vir hulle wees aan die einde hiervan? Wel, kom ek sê so, baie mense het vir my persoonlik nou die laaste tyd gevra, as mense nou gesprek het soos hierdie, hoe gaan dit met jou en hoe gaan dit met jou gemoed? Met my gaan dit baie goed en met my gesin gaan dit baie goed. Ons is gelukkig, ons is nie in een of ander vorm van 'n depressie of 'n beklemming nie. Ja, mense raak soms geïrriteerd met goed wat mense sien, wat mense kwyt raak of goed wat jy op die nuus sien, maar dis weer eens om die punt te maak dat ons moet hierdie in konteks sien. En die konteks is, as jy net vasgevang raak in wat jy elke aand op die nuus sien, of die nuutste statistieke oor hoeveel mense het gesterf, dan gaan jy 'n ernstige beklemming kry en jy gaan te neergedruk raak. En daar is rede om bekommerd te wees, maar daar's ook rede om hoopvol te wees. So sien die groter prentjie raak, dit is hoe die wêreld is ongelukkig. En ons voorouers het al deur baie sulke goed gegaan en ons sal ook hierdeur kom. Alright, nee, ek dink dis 'n baie sterk boodskap om dit mee te eindig. Ernst Roots, baie dankie dat jy jou tyd spandeer het of 'n tyd uit jou dag het gevat om met ons hier te kom gesels, en ek dink regtig baie mense sal aanklank vind met die boodskap wat jy vanaand hierso gegee het. Hierdie was nou episode 3 en ek gaan definitief oor die tydperk van hierdie staat van inperking nou nog episodes bring waar ek met interessante mense praat om hulle perspektiewe te gee oor hoe hulle die staat van inperking hanteer, maar ook wat hulle reken die beste ding wat jy kan doen om terug te gee aan jou gemeenskap en gesond fisies en geestelik gedurende hierdie tyd te bly. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sosiale media met vriende en familie. As jy 'n onderwerp het vir 'n toekomstige episode, noem dit gerus in die kommentare. As jy op YouTube luister, los asseblief 'n like, subscribe gerus en klik die klokkie om op hoogte gehou te word van al die nuutste episodes wanneer hulle uitkom. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. En was asseblief julle hande. Tot volgende keer.